myself en my gesin, so dan is die Nederduits hervormde gemeente Lichtenburg, ons innige meegevoel met elkeen van u te betuig na die afsterwe van Jannie. Jannie was baie jare 'n ouderling hier in ons gemeente gewees en ons onthou hom ook vir sy harde werk, sy bereidwilligheid om altyd te help, sy vriendelike lag wat ons elke keer hier aangetref het en dan natuurlik daardie betrokkenheid wat hy dan ook gebied het hier in ons gemeente. Ons gaan hom derdee dan ook saam u mis en hom verlang. Geliefde familie en vriende, voordat ons begin met ons diens vandag, het die familie ook 'n skyfie vertoning gemaak wat hulle graag as 'n huldeblyk aan Jannie wil vertoon en u kan rustig net so bly sit en dan kyk ons na die skyfie vertoning. Stilte praat waar jou stem al
ons sal staan vir die uitspreek van die Here. Dis in hierdie hartseer tye dat ons soos die digter van Psalm 121 opkyk na die berge. En dan wonder ons, waar gaan daar vir ons hulp, vertroosting, bemoediging en bystand vandaan kom? En vandag, hier by hierdie afskeidsdiens, sê die Here vir ons, julle hulp, julle vertroosting, julle bemoediging, kom van my, hemel en aarde gemaak het. Geliefde familie en vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Mag op hierdie plek. Lieve broers en susters, ek lees vandag vir ons voor uit die woord van die Here in die Psalmbundel, en daar lees ek dan die baie bekende Psalm 23 uit. Ek dink dis 'n Psalm wat ons almal na in die hart lê, en wat baie keer in ons onstuimige tye vir ons vertroosting en bemoediging en ook aanmoediging bied. Kom ek lees vir ons die baie bekende Psalm, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie deur die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Die goedheid, liefde, sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot die lengte van dae. Ek lees net vir ons tot sover. Profeet Jesaja sê dat gras verdor, blomme verwelk. God se woord gaan vir altyd staan. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Here, ons sê Here, dit is vandag onder moeilike omstandighede dat ons as familie, vriende van Janie hier by mekaar kom. Here, daardie omstandighede waar ons 'n laaste geleentheid het vir hom godsdiens te sê. En dit dan op 'n waardige manier te doen. Want Here, dit was met waardigheid dat hy ons lewens verryk het. Met waardigheid dat hy betrokke was in elkeen van ons lewens. Dis met waardigheid, Here, wat hy deur die lewe gegaan het met sy vriendelike grimlag, sy hand van bystand, sy omgee, 'n ligbron was vir so baie in die wêreld daar buite. Ons kom vandag, Here, om vir U dankie te sê. Dankie, Here, dat U Janie oor elkeen van ons lewenspad gebring het. Dat ons so by hom kon leer. Mens besef altyd eers wanneer een van ons geliefdes nie meer daar is nie, wat werklik hulle waarde en die toevoegings was wat hulle tot ons lewens gebring het. En vandag, Here, besef ons dit opnuut weer wanneer ons afskeid neem van Janie. Dankie, Here, dat ons 'n lewe saam met hom kon deel. Maar vandag, Here, kom ons ook om vir sy familie en vir sy vriende te bid. Hulle wat met hierdie rou seer in hulle harte sit vandag, van 'n geliefde wat nie meer daar is nie. Iemand vir wie hulle omgegee het, om met wie hulle nie meer kan praat nie. Iemand vir wie hulle nog verouders wil totsiens sê. Ons gebed is, Here, dat U in die groot liefde en die groot ontferming elkeen van hulle sal raak met die vertroostende hand. Here, vertroos hulle vandag met daardie wete dat Janie nou veilig by U is. Dat Janie in 'n wêreld is waar daar geen hartseer meer is nie, geen lyding meer is nie, geen swaarkry meer is nie, geen bekommernis of vrese meer heers nie. Laat ons ook troos vind, Here, en daardie sekere wete en daardie hoop, dat elkeen van ons wat in U glo, eendag saam met Janie in U teenwoordigheid sal wees. Here, ons kom bid vandag, dat wanneer ons uit U woord gaan lees, wanneer ons uit U woord moet na U woord gaan luister, dat U vir ons daaruit daardie strome van vertroostende water sal bring, dat oor ons dorre en hartseer siel vandag sal vloei. Seën elkeen wat vandag hier is, dit bid ons, in Christus Jesus se naam alleen. Amen. Geliefde familie en vriende, Psalm 23 is een van die bekendste psalms in die Bybel. Inteendeel is
dalk een van die bekendste hoofstukke in die Bybel. Psalm 23 dra ook een van die mees bekendste godsbeelde in die Bybel. Daardie beeld waar God, metafoor waar God uitgebeeld word as 'n goeie herder. Werklikheid is dit, soos ons dit nou gelees het vandag, bestaan Psalm 23 eintlik uit twee verskillende beelde. Ons het die baie bekende herderbeeld in vers 1 tot 4, maar dan in vers 5 en 6 gebruik Dawid ook 'n ander beeld om God mee te beskryf. Hy gebruik daar die metafoor dat God 'n goeie gasheer is. Kom ons kyk vandag net vir 'n oomblik na beide hierdie beelde kortliks. Ons begin by die bekende herderbeeld in vers 1 tot 4. Nou Dawid skryf heel waarskynlik hierdie beeld vanuit sy eie lewe uit. Dawid weet ons as 'n jong seun en selfs later as 'n tiener was 'n skaapwagter of 'n herder self gewees. So Dawid het presies geweet wat die posbeskrywing van 'n herder of 'n skaapwagter is. Hy het presies geweet wat word van 'n herder verwag. Wat moet 'n herder doen? Hy kon 'n duidelike onderskeid tref tussen wat 'n goeie herder is en wat 'n slegte herder is. Dawid het verstaan wat 'n herder is. En wanneer hy dan hierdie psalm begin skryf, dan trek hy God eintlik in sy eie lewe en in sy eie beroepslewe in. En dan tref hy dadelik daardie onderskeid aan die begin van die psalm, te sê, maar God is goeie herder. Want hy kan die onderskeid tref. Hy begin dadelik deur te sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dawid het geweet, en hy praat eintlik vanuit die perspektief van sy kudde uit. Hy het geweet, dat as 'n herder of skape 'n goeie herder het, dan kan hulle hierdie herder vertrou. Want hulle weet, wat is die bedoeling van hierdie herder met sy skape? Wat is hierdie herder se intensies met sy skape? En omdat dit goed is, vertrou hulle hom. Hulle volg hulle herder, want hulle weet hulle herder sal te alle tye en in alle omstandighede altyd aan hulle voorsien. En oor hierdie voorsiening praat hy dan in vers 2, as hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, hy bring my by waters, waar daar vrede is. Vanuit sy eie leefwêreld het verstaan Dawid baie goed, dat 'n goeie herder is voortdurend op soek na die beste weiding vir sy skape. Daardie weidings wat goeie voedsame gras het, daardie weidings waar daar genoeg kos vir al die skape is. En dit is natuurlik die ideale weiding, is daardie goeie weiding waar daar nog ten minste 'n paar koeltebome ook is, sodat wanneer die skape klaar gewei het, dan kan hulle rus in die koelte. En dan beskryf Dawid juis hierdie ideale weiding waartoe God sy skape en vir hom wat deel is van sy kudde lei. Daardie groen weivelde waarom rus is. Hy sê ook hierso dat hy bring sy skape by waters waar daar vrede is. Vir 'n herder, goeie herder, is dit belangrik om presies te weet waar is veilige drinkplekke vir sy skape. Drinkplekke wat nie steil kante het waar die skape kan gly en in die watervalle verdrink nie. Of drinkplekke wat omring is met digte bosse waar daar roofdiere kan skyn en kan jag maak op die skape terwyl hulle water drink. Hy bring sy skape by drinkplekke waar hulle veilig en vrede kan water drink. Natuurlik vir 'n goeie herder is dit belangrik om sy skape na hierdie goeie weiding en hierdie goeie drinkplekke te lei. En daarom was dit vir 'n goeie herder belangrik om al die paaie van die omgewing soos die palm van sy hand te ken. Veilige paaie. Paaie wat oop is, wat breed is, wat gelyk is. Hy het geweet nie vir my paaie wat teen styl kraanse loop waar die skape dan kan afval en kan seer kry. Jy vir my paaie wat is in digbeboste gebiede deurloop, waar rowers of roofdiere kan skyn en die skape kan vang, of waar die skape dalk in hierdie bosse kan verdwaal of kan weggaan. En dan sê hy hier in vers 3, die Here is daardie goeie herder wat my lei op die regte pad. Maar Dawid het ook geweet dat die lewenspad wat almal van ons elke dag bewandel, het nie altyd die mooiste paaie. Soms beweeg jy op daardie gevaarlike paaie. Daarom sê hy hier in vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. U is by my. In u hande is ek veilig. Hierdie donker dieptes waarvan hy praat, is daardie gevare wat 'n mens op die lewenspad raak. Dis daardie hartseer oomblikke
wat oor ons lewens gaan kom. Dis die uitdagings wat ons van tyd tot tyd in die gesig staan. Maar dan sê hy hier, God lei my deur hierdie donker dieptes. Psalm 23 is 'n belydenis wat Dawid hier doen. Hy bely dat God is vir hom 'n goeie herder. Hy bely hier dat hy plaas sy vertroue elke dag in die Here, want hy weet God voorsien in sy basiese behoeftes. Dit wat hy beskryf het met die groen weivelde, die waters waarom vrede is. Hy weet God voorsien genoegsaam. God gee vir hom rustigheid. God gee vir hom vrede. Hy hoef nie bekommerd te wees nie, want God is altyd daar. Hy weet wat God lei hom op die regte paaie van sy wil. En selfs wanneer hy op gevaarlike plekke in die lewe beweeg, het sy uitdagings, fisiese gevare, hartseer, hartlik God sy herder nie weg nie. Los sy herder hom nie alleen, maar bly God by hom. Sê dit so mooi in vers 4, in u hande is ek altyd veilig. Geliefde broers en susters, dan kom ons by die gasheerbeeld vers 5 en vers 6, en hierdie beeld kan ons nie losmaak van die herderbeeld. Want by die herderbeeld sê Dawid dat God voorsien, maar met die gasheerbeeld beskryf hy hoe God voorsien. En dan sê hy hier, God voorsien het oorvloed. God voorsien net die beste. Vers 5 sê hy, laat my aansit by 'n feesmaal, terwyl my geeslanders my toekyk. Jy ontvang my soos eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. Die Hebreëse woordjie wat hier vertaal is met oorlaai, is eintlik 'n beeld op sy eie. Daardie woordjie beteken letterlik 'n beker wat oor. Skep my hierdie beeld van iemand wat by 'n feesmaal aansit en sy beker word tot oorlopends toe volgeskik. Daardie beker staan hier op die randjie van die glas om oor te loop. God voorsien mildelik. En God voorsien sy hartlikheid mildelik. Nie die hartlikheid waarvan Dawid hier praat. Dis God se deernis. En God se begrip vir elkeen van sy kinders. Maak nie saak wat ook al met ons in die lewe gebeur. En dan in vers 6 sê hy, die goedheid en die liefde sal my lewe lank by my bly. Nou Psalm 23 is nie die enigste psalm waar hierdie begrip, hierdie konsep van God se goedheid en liefde voorkom. Wanneer ons in die psalms en veral Dawid se psalms van God se goedheid en liefde lees, kan ons dit letterlik vertaal met God se teenwoordigheid. En dan sê Dawid hier, God se teenwoordigheid my lewe. Is nie van verbygaande aard. Dis 'n lewenslange werklikheid in my lewe. Die goedheid en die liefde, die teenwoordigheid sal my lewe lank by my bly. Eindig hy Psalm 23 vers 6 wanneer hy sê, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot die lengte van dae. Elke dag geniet hy die voorsiening van die Here. Elke dag beleef hy die oorvloed wat God gee. Dit wat hy beskryf het, die gasheer. En daarom is dit vir Dawid, maar so ook vir ons as gelowiges, uiters noodsaaklik, om elke dag tuis te wees, in die teenwoordigheid van God se goedheid, en van sy liefde. Geliefde familie en vriende, vandag beleef u die hartseer, wat ons as mense beleef, wanneer ons finaal met afskeid neem van 'n geliefde. Ons beleef daardie hartseer en daardie gemoedsinkrimping wanneer ons geliefde aan die dood afstaan. En die dood is daardie donker skade weer wat oor ons almal gedien is, soos opmaak. Die dood is daardie donker diepte waarvan ons lees in vers 4 van Psalm 23, waardeur ons almal op een of ander stadium in ons lewe gaan. Ons kan stryd teen pyn en teen lyding, ons kan stryd teen siekte en teen beserings, maar nie een van ons kan ooit stry teen die dood. Die dood het altyd die laaste sê. En nou in die geval van die afsterwing van Jannie, het die dood ook die finale sê gehad. Ons as mense staan magteloos teen die dood. Daar's niks wat ons daaraan kan verander. Maar wanneer ons deur hierdie donker diepte gaan, is daar wel een wat ons deur hierdie doodsvallei kan lei.
is die Here, ons herder. Daardie herder wat Dawid vir ons op Psalm 23 beskryf. Daarom, geliefde familie en vriende, is die oproep van Psalm 23 ook aan elkeen van u. Gaan vandag na u goeie herder toe. Plaas vandag in hierdie hartseer tyd, in hierdie hartseer omstandighede, u vertrou op hierdie herder. Want hy is 'n goeie herder. Hy voorsien altyd. Hy is altyd daar. Luister na sy stem en luister na sy leiding om deur hierdie donker diepte te lei. Mag die Here elkeen van u ook in hierdie moeilike en donker tyd lei. Mag die Here ook in elkeen van u se onmiddellike behoefte aan vertroosting en bemoediging voorsien. Mag die Here soos 'n goeie gasheer sy goedheid en sy liefde, sy omgee mondelik gee. En mag God u ook in sy teenwoordigheid nader trek, sodat elkeen van u sy ontferming kan beleef. Amen. Geliefde familie en vriende, ons sluit af met die sing van lied 510. Dit is die baie bekende genade onbeskryflik groot. En dit wat so mooi is van die lied, is dit wat Psalm 23 ook vir ons sê. In genade is God vir ons goeie herder. In genade is hy altyd by ons. En selfs wanneer ons afdwaal, selfs wanneer ons deur die wêreld getref het, is God se genade altyd daar. Daardie genade onbeskryflik groot is. Kom ons staan en dan sing ons as 'n slotsaam lied 510. Ons gaan daar die eerste en die vierde vers sing en daarna kan ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen. Mag God hierdie plek hê. Liefde broers en susters, ek gaan by die groetbrief van die voorskrifte gedruk is in die blaadjie. Vandag neem ons afskeid van ons geliefde Janie Espreys, pa, oupa, seun en broer. Vandag stap Janie die strate van God se stad binne. 'n Plek waar daar geen pyn, siekte of hartseer meer is nie. Die geloof wat hom deur sy lewe gedra het nou aanskoulik geword. Hy sien na die Here wie hy geglo het, beleef 'n heerlikheid mooier as wat enige mens ooit kan beskryf. 60 jaar, 8 maande en 6 dae op hierdie aarde is sy aardse reis voltooi. Sy stryd is verby. Geen swakheid, pyn of lyding raak hom meer nie. Die beker van smart het hy neergesit. En die vrede van die hemel het hy sy ewige rus gevind. Sy liefde, sy wysheid en die spore wat hy in ons lewens gelaat het, sal vir altyd saam met ons bly.
Al laat sy afwesigheid 'n groot leemte, vertroos ons onsself met die wete dat hy nou tuis is. Hy is nie meer 'n vreemdeling nie, maar veilig in sy ewige woning, die teenwoordigheid van sy hemelse Vader. Tot ons weer ontmoet, sal jy vir altyd met liefde onthou word. Welgedaan, goeie en getroue diensknegt, gaan in vreugde van jou Here. Liefde broers en susters, die familie het ons gevra om namens hulle die volgende bedankings te doen. Met die dankbaarheid van ons as familie, ons opregte waardering uitspreek aan elkeen wat ons gedurende die afsterwe van ons geliefde pa, Jan Abraham Estreisen, ondersteun. Daar is die woorde wat genoeg kan sê hoe dankbaar ons is vir elke gebed, oproep, boodskap, vir elke daad van liefde en omgee nie. 'n Besonderse woord van dank aan almal wat vir Jannie gedurende sy tyd in die hospitaal besoek het. Julle teenwoordigheid, ondersteuning en bemoediging het baie vir hom en vir ons familie beteken. Opregte dankie aan almal wat met kos bygedra het. Julle omgee en vrygewigheid het vir ons as familie groot ondersteuning gebied gedurende hierdie moeilike tyd. 'n Spesiale woord van dank aan sy pa, Jannie, en Martie, asook sy broer Marnus en sy suster Mimi, vir julle liefde, ondersteuning en bystand gedurende hierdie moeilike tyd. Besondere dankie aan Jannie vir die pragtige kerkryke wat 'n nagedagtenis aan Jannie voorsien is. Dit word opreg waardeer. 'n Spesiale woord van dank, Iris, baie dankie dat jy daar was vir Jannie en hom gedurende hierdie tyd ondersteun. Ons waardeer dit opreg. Aan Simonei vir ons 'n besondere woord van dank. Dankie dat jy van België af gevlieg het om hier te wees en saam met ons vir ons pa afskeid te neem. Dankie dat jy alle jare aan sy sy gestaan het. Ek is baie lief vir jou en ongelooflik trots op die vrou wat jy geword het. Hartlike dank, Brendan, Esmond en Simonei, vir julle finansiële ondersteuning om dit moontlik te maak dat Jannie vanaf Bopolong Hospitaal in Mafeking, dat se Pom Hospitaal in Klerksdorp oorgeplaas kon word. Julle hulp en liefde na die moeilike tyd het baie beteken. Besondere dankie aan Carmen en haar ma, Cynthia, dat julle vir Jannie Mafeking gaan haal en hom na Klerksdorp geneem. Baie dankie vir al die liefde, sorg en ondersteuning wat julle hom gedurende die laaste dae van sy lewe gegee het. Julle omgee en toewyding sal altyd met dankbaarheid onthou en opreg waardeer word. Opregte woord van dank aan Nieuwkor vir die ondersteuning en omgee wat julle aan ons pa bewys het gedurende die tyd wat hy met julle gewerk het. En ook gedurende sy siekte toe hy nie by die werk kon wees nie. Julle begrip, ondersteuning en medelee word opreg waardeer. Ons opregte dank aan die Nederduits-Hervormde Kerk Lichtenburg vir julle liefde, gasvryheid en ondersteuning. Hartlike dank aan die begrafnisondernemers vir julle professionele, deernisvolle, waardige hantering van reëling. Julle empatie en ondersteuning het vir ons groot gemoedsrus gebring. Aan almal wat ons as familie met liefde, ondersteuning en meegevoel deur hierdie moeilike tyd gedra het, sê ons in die diepte van ons harte baie dankie. Julle goedhartigheid sal altyd met dankbaarheid onthou word. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën vir die liefde en omgee wat julle aan ons bewys het. Opregte dankbaarheid, die Estreisen Herbs en Prinsloo gesin. Geliefde familie en vriende, ons gaan nou na buite beweeg vir die asplasing. Ons gaan net soos wat ons ingestap het ook geleentheid gee vir die naby familie